my ouma, sy was 'n strawwe roker gewees net. En sy het so lank probeer om op te hou rook. Sy kon nie ophou rook nie. Tot die dag dat sy dood gegaan het. Sy het 'n longkanker dood gegaan. En ons dag sit sy in die badkamer met 'n suurstoftankie aan, sit sy met haar sigaret. Ek gaan ons opblaas. Hallo Gerrie, hoe gaan dit? Goeiemôre, vriend, collega. Dit gaan met my goed, dankie, met jou Rias. Ag, is mooi om te hoor. Nee, dis goed en dit gaan goed en dit is goed. Ja, ook welkom aan al ons miljoene gereelde kykers. Ja, en ons borge wat ons nog nie het. Ja, en ons sê ook weer Stanley, dankie. 'n generiese koppie hier. Ek het eers 'n generiese een. Ja, nie. so ons kort hulp hier. Maar ja, ons is besig met ons reeks, die lewe as 'n lied. En veral vandag is iets wat ek dink ek en jy baie oor passievol is. Ons is nogal, as mens kan sê, seker belese oor dit, maar dis 'n vrek belangrike idee, iets wat jy moet vas lê in jou lewe, en dis gewoontes. Dis die fondasie hier, vir klomp goeters in ons lewens. Soos jy sê, ons het al Atomic Habits gelees, ons het al Craig Rochelle se goed gelees al. Compound Effect het ook al gespeel. Dit is een van ons passies, om mense te laat besef die geweldige krag van gewoontes. Ja, en die idee van dit is dat jou brein is besig om paadjies te maak om goed makliker te doen, dat jy minder energie gebruik. So jou liggaam is konstant besig om energie op te stoor. So een manier om dit te doen is as jy iets genoegs doen, en daar's 'n klomp studies van hoeveel keer jy moet, maar dis baie, dan maak jou brein 'n paadjie en dan doen jy dit sonder om baie energie te spandeer op, so tandeborsel of skoene aantrek. Ja, dit kom so half net normaal. Ja. Ek dink ek het iewers gelees dat hulle het gesê 40% van wat jy doen elke dag is juist dit net. En dit is daai gewoontes. Jy doen dit half sonder om te dink. Jy mors jou tande. En as jy my nou vra hoe het ek hiernatoe gery in my kar, obviously, maar ek kan nie vir jou ek kan nie amper in die stopstraat onthou nie. Dit is so miskien het ons te vinnig gery. Dis hoe jy nie 'n Land Rover ry nie, Gerrie. Ten minste ry ek. Ja, daai bikke pomp. Maar dis 'n interessante ding, as jy die ouens wat Land Rover ry sal weet, as jy 'n Defender het, die sleutel sit aan die ander kant en hy draai andersom. Okay. So as jy so gewoond is aan die een kant, soos ek lank met die ander kar gery het, en dan weet jy sleutel nie draai nie, of jy wil die kar afskakel en draai die verkeerde kant en dan en dan is die kar kwaad vir jou. So jy gewoontes is daar net. Jy moet nie baie tyd spandeer aan sekere gedagtes wat jy elke dag doen nie. So hy doen dit outomaties vir jou. En dis die gevaarlike ding van gewoontes ook. Paadjie. Want daai is die slegte goeters. Die slegte gewoontetjies maak ook paadjies, want jou brein registreer nie die negatiewe so lekker nie. Dit is altyd soos die pink olifant. Moenie aan 'n pink olifant dink nie, dink jy aan 'n pink olifant. So ons moet dan van self sê is dat in hierdie lewe as 'n lied, hoe speel gewoontes 'n deel van hierdie liedjie. En dis vrek belangrik eintlik, en is so mooi om te dink is dat musikante skryf 'n lied op 'n sekere manier met sekere idees en sekere akkoorde wat aan mekaar gesit word, en party van die goed kom outomaties. Jy voel dit net reg aan om na daai volgende noot toe te gaan of daai volgende. En so moet ons dan sê, wat is die slegte note wat daarin kom, want dit kom outomaties in. En dit laat ons lewens bietjie ander resultate toon as wat ons dink. Ja. Sean Covey, ook iemand wat ons ook al gelees het en wat ons ken, sê die volgende oor gewoontes. Hy sê, depending on what they are, our habits will either make us or break us. We become what we repeatedly do. En dit is 'n groot waarheid. We become what we repeatedly do. Ja, in 'n Bybelse konteks, die vrug wat jy dra, dis die boom wat jy is. Ja. En ons baie keer, ons is so, ek's 'n appelboom, maar daar hang suurlemoene. En niemand wil 'n suurlemoen net eet nie. En ons dink anders dan, nee, ek's appel, maar jou gewoontes wys vir jou wie jy is eintlik. Want dis die goed wat jy so baie doen, dat jy dit al gewoond is om te doen. Kyk, gewoontes, Rias, kom eintlik in 2 klasse voor. Hier is die goeie gewoontes en dan is daar die slegte gewoontes. En ons gister 'n bietjie daaroor gesels net, nee. So die goeie gewoontes. So as daar 2 tipe gewoontes is, goeies en slegtes. Wat is die effek van die goeie gewoontes in my lewe? Wat is die effek van die slegte gewoontes in my lewe? Nou, die Bybel sê kom ons begin met die goeie gewoontes. En jy het seker ook 'n paar goeie gewoontes. Ek is onseker, maar ek dink jou vrou sal vir ons kan vertel. Maar die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 9, hy sê, let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. So hier is die ding oor goeie gewoontes, nee. Goeie gewoontes vra opoffering dadelik,
met 'n langtermyn result of 'n langtermyn reward. Dis wat die Bybel sê net, nee, ons moet aanhou om die goeie goeders te doen, want daar sal 'n oomblik wees van waar ons die vrug van dit sal eet. En ek dink dit is die ding wat moeilik is oor goeie gewoontes, nê? Want ons soek, en ons nou by die slegtes kom, ons soek daai immediate gratification. Ek soek hom nou, weet ek het laasweek mos nou gym toe gegaan. En want ek wil 'n six-pack hê. En weet jy, toe ek uit die gym uitkom, nou ek toe nog met die oefening, toe het ek nog steeds nie 'n six-pack nie, en ek het my geld gaan terugvra, want ek was nie aanvaarbaar nie. Ja, want dan gaan eet jy jou emosies, en dit is erger. Ja, en ek gaan eet ook daarna 'n bietjie roomys, nie? Maar, en dis nou presies dit net, ons sukkel om goeie gewoontes deel te maak van ons lewens, juis oor daai ding, ons soek daai onmiddellike gratifikasie, gratification, net nie. En die Bybel sê vir ons, luister, wanneer dit oor goeie gewoontes kom, moet jy weet dat daar 'n opoffering is, en op 'n stadium gaan daar 'n reward wees. En jy sien dit in Jesus se lewe, nie? Hy het hierdie gewoonte gehad, die goeie gewoonte gehad, om vroeg in die oggend, en later in die aand te gaan, en met sy Vader te praat het. En deur die dag het sy uitdagingsdag gewees, en daar was nie, daar het hy gebid het, die lewe was dan 'n lied gewees nie. Daar was maar hy het gedoen, en as jy na sy lewe kyk, en jy sien die effek van dit net, en jy sien hoe hy kon staan, en hoe hy kon lewe, en hoe hy kon doen wat hy gedoen het, was dit as gevolg van sy gewoontes wat hy gehad het, sy habits wat hy gehad het. Ja, en daai gewoontes dra oor. Mens sien dit in enige iemand, as jy iemand sien wat die voorbeeld van die gimnasium is, dat as daar iemand is wat regtig goed gebou is of goed doen in die gym, en jy vra, hoe doen jy dit? En hulle gee vir jou die jarelange plan en dieet en alles. Jy is geneig om dit te volg, en die apostels het dieselfde gedoen. Maar ons vergeet baie keer die stappies van daai gewoonte, want hulle het vir Jesus fyn dopgehou toe hy saam met hulle geloop het. En hulle het sy gewoontes gesien en sy manier van doen gesien. So toe dit hulle beerd is, toe het hulle hele lewens vir die Here gegee, hulle het alles opgeoffer en hulle het toe gegaan, en sodra iets gebeur het wat soos in Jesus se tyd gebeur het, het hulle presies geweet wat om te doen, want dit is hoe Jesus dit gedoen het. Hy het homself afgesonder, so hulle het hulle self afgesonder. Iemand was siek, Jesus het so gebid, so hulle het so gebid. En dis hoekom ons hierdie genesings en hierdie wonderwerke so sien in hulle lewens, want die struktuur van 'n gewoonte is soveel meer intrinsiek en soveel meer gefondeer op Jesus se lewe en hoe hy dit gedoen het. Is nie net ek het Jesus se gewoontes gelees nie, maar Petrus het geweet dat dit is hoe Jesus geleef het, dit is hoe ek sal leef, as ek so leef, dan sal ek so kan doen. En ons, dis soms wat ons het meer met slegte gewoontes regkry as goeie gewoontes, want goeie gewoontes is daai inkoop en daai tyd, en jy moet jou hele lewe so struktureer saam met hierdie gewoontes. Met slegte gewoontes, dit is bietjie makliker. So 'n pakkie chips 'n dag is mos 'n goeie, nie 'n slegte gewoonte nie. So die een van die ouens waar ek en jy baie vir lief is om te luister, en as hy my kan kontak, sal ongelooflik wees. Skryf Rochelle van Life Church, nee, ek bedoel die groot profeet. En hy sê die volgende, hy sê successful people do consistently what other people do occasionally. En dis weer daai ding oor die goeie habits net, nee. So as jy die Here wil volg, as jy hom wil lief hê, as jy wil in hierdie lewe enigiets wil doen van sin en waarde, moet jy dit aanhoudend doen. Moet jy goeie gewoontes in jou lewe inwy net. Want ek hou van wat Paulus sê, for at the proper time, we will reap. If we do not give in. En dit is die ding oor goeie gewoontes net, nie? So dit vra vir my iets, wat miskien op die stadium lekker is nie, maar ek weet, ek dien die Here, daar gaan eendag vir my beloning kom, ek gaan hom eendag sien, ek gaan saam met hom wees. Verseker is daar uit goeders in die lewe wat ons ook beleef wat goed is, maar die uiteindelike prys is om Jesus te ken, en saam met hom te wees in die hemel, is dit nie, en ek dink ons vergeet baie keer van daai. Ja, en dis die proper time, Jesus se tyd, God se tyd. Absoluut. Ons baie met die regte tyd, dan begin ons die regte tyd definieer en sê, maar 30 jaar is nou die regte tyd, Here. Maar ons moet so fokus dat in al hierdie gewoontes, alles wat ons doen, is die doel om nader aan die Here te beweeg, om 'n verhouding met hom te hê. Want selfs al doen jy goeie goeders, jy dryf duiwels uit, sê die woord, Jesus kan ons sê, ek ken jou nie. So die idee is dan om te sê dat hierdie gewoontes vorm alles deur van my verhouding met Jesus Christus. Want op die uiteinde, as met jou huwelik swaar gaan 'n gewoonte jou nie red nie. As dit met jou verhoudings, met vriende, jou werk, jou finansies, goeie gewoontes gaan definitief help. En jy kan 'n boek lees en daai boek deel maak, maar op die uiteinde die enigste antwoord vir ware sukses en ware vrug daar is Jesus. Sy tyd, sy plek, sy doel. En slegte gewoontes kom dan en hulle kom breek dit bietjie op. As mens dit soos as hulle begin gewoontes probeer dan 'n bietjie wegtrek van die verhouding met Jesus af, want jy hoef nie te veel op die verhouding dan te vertrou nie, jy kan op die stelsel vertrou. En dit is ook 'n gevaarlike ding. Dit is waar die vrug begin vrot word. Ek dink in Atomic Habits hulle sê we never rise to the level of our goals.
we rise to the level of our habits, our processes, our systems, nee. So dis die ding oor goeie gewoontes, maar daar's ook die ander gewoontetjies wat ons het. Jy dan nou oor dit selfs met die chippies wat ons elke dag eet. Geen idee wat jy van praat. So die effek van slegte gewoontes. So ons die effek van goeie gewoontes, maar daar's ook die effek van slegte gewoontes. Ons almal het slegte gewoontes. En ons bring daai gewoontes in soveel dimensies van ons lewens. En dis nie net een dimensie, dit is in soveel dimensies nooi ons hierdie ongesonde gewoontes word 'n deel van ons lewens en ons van ons onmiddellike gratification. En dis die lekker kant van hierdie habit, nee. Dis in daai oomblik, is dit lekker. En dit is ek geniet dit maar daar is 'n oomblik bietjie later wat ek die prys gaan betaal. Kyk, ons almal af van biltong, nee, en as ons 'n biltong gaan koop, dan sê ons, geef my so suk groot geel vet, en dan sit so 'n bietjie vleis aan. Op hulle stal altyd, hulle weet, extra vet. En dis alright as jy dit vandag eet, en weer volgende week, of miskien oor 'n maand, maar as jy dit elke dag gaan doen, gaan iewerste jy by die kardioloog kuier. En gaan jy die effek sien van daai slegte gewoonte. Dis die gevaar van slegte gewoontes, nee. Partykeer wanneer ons kyk, jy weet, op ons skerms, jy weet in daai oomblik, dit voel goed, dit gee vir my dadelik 'n sin van, ek kan asemhaal, dit is half soos 'n dwelm, maar as ek dit aanhou kyk, en aanhou loer, raak dit 'n gewoonte, en iewers klik dit invloed op my verhouding met God, my verhouding met my huwelik, my verhouding met myself, en dis die gevaar van slegte verhouding, of van slegte gewoontes, so onmiddellike gratification, maar die langtermyn gevolg van slegte gewoontes, is absoluut devastating. Ja, en ons besef nie altyd, ons is besig met die slegte gewoontes nie. 'n voorbeeld van myself is, ek het dit eers later besef, maar ek het die gewoonte om myself te probeer bewys. So jy dink dis deel van jou persoonlikheid, jy doen persoonlikheidstipes nie, jy's 'n D of jy's 'n C of wat ook al dit is. En ek besef toe, maar dis 'n gewoonte, as iemand iets gedoen wil hê, dan sê ek so, maar ek kan nie dit doen en ek kan dit baie goed doen. En ek moet dit doen en ek moet dit goed doen en ek moet vir mense wys dat ek is waardig om dit te doen en ek is die beste om dit te doen en as ek nie die beste is nie, dan laat ek probeer lyk of ek die beste is en toe besef ek, maar dit is nie eintlik wie ek is nie, dis net 'n gewoonte, maar dis wat die gewoontes doen. Jy probeer vir jou wys, jy is die ou wat elke dag biltong eet of jy is die ou wat elke Saterdag gaan braai met 'n bottel brandewyn of wat ook al dit mag wees, dit wag net gou eers. As ons sê ons verhouding met Jesus is wat alles definieer, dan is dit wie ek is en dan moet ons kyk wat is daai gewoontes, want ek hoef nie myself te bewys aan Jesus nie. Jy hoef nie. Jy sê seker. Ek moet net gehoorsaam wees. Absoluut. So, okay, dan sien ek hierdie selfbewys gewoonte is eintlik besig om my toekoms af te breek. Want ek's nou okay, maar my kinders is besig om groot te word, my vrou. Daar gaan resultate wees. En ons sien dit nie nou nie. En so nou moet ons vir onsself sê, okay, nou wat doen ek nou volgende? Wat is daai volgende stap dat ek dit kan identifiseer? En dis 'n mooi ding om te sê dat wat definieer die Here Jesus jou om te wees en dan wat is die goed wat jy glo van jouself of wat jy in jou lewe mee besig is wat slegte gewoontes is. En dit kan wortelgoed wees. Dit kan regtig goed wees wat jy jou hele lewe al doen. Daar's 'n storie in die Bybel, Rigters 16 vers 1 oor Samson. Die Bybel sê volgende, in Engels sê Samson went to Gaza and there he saw a prostitute. Ek moet versigtig wees. Ons praat glad nie oor die Israel Gaza konflik met hierdie pot gooi nie. Dit is in die Bybel. Dis Bybelse Gaza asseblief. Die Bybel sê net met al geslaap. En as jy die storie lees, hierdie slegte gewoonte wat hy gehad het, nê? Ek bedoel, ons moet konteks gee hierso. Van sy huis tot en met Gaza was 40 kilometer gewees. En jy moet dan baie lus wees. Baie tree. Jy moet dan baie lus wees vir sonde. Om 40 kilometer te loop. En ons sien hy loop 40 kilometer die prostituut en die uiteinde daarvan is hy ontmoet vir Delila. En die uiteinde van dit is verwoesting in sy lewe. En dis die verskriklik gevaarlike ding met daai gewoontes wat jy dink. Dit gaan niemand skade maak nie. Ek wil soms onsekerlik gedink as hy saam met hierdie prostituut gaan slaap in hierdie gewoonte. Weet wat se skade gaan dit maak? Jy weet, hy's moeg, hy verdien dit, jy weet, hy werk hard. Wat se nasie, maar daai bewusheid. Ek stap 40 kilometer. Ek dink iemand het gesê 60,000 tree. Iets in daai lyn. Intentioneel gewees. Daar is nie net 'n oeps. Nee, daar is nie net van ek het in sonde ingeval nie. Maar dis wat gewoontes doen. Dit is net en jy stap baie tree om en ek dink hy het dit besef of eers daaraan gedink nie. Hy het net gestap. Maar dis die slegte van slegte gewoontes nie, Rias. As ek na my eie lewe kyk, jy dan regverdig jy jouself so. Jy justify jouself so. En daar is die stryk wat die vyand vir jou en my sal sit. En hy sal jou sit tot hy jou vang in sy wip en dan is jou lewe verwoesting. So goeie gewoontes,
daar's 'n onmiddellike opvordering met 'n langtermyn reward. Slegte gewoontes is onmiddellike gratification, maar die uiteinde daarvan in ons verhoudings en ons lewens is absolute vernietiging. Ja. Maar kom ons gee vir mense hoop vandag, nee. Ja. Hoe breek 'n ou nou van hierdie slegte gewoontes, Rias? Wat maak ons om ontslae te raak daarvan? Jakobus, die boetie van Jesus, sê die volgende in Jakobus 1 vers 21, hy sê, therefore get rid of all moral filth, and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Dan in boodskapvertaling gaan hy, en hy sê dat die woord van die Here is vir jou soos 'n padkaart. Jy het nou die begin gepraat van hierdie paadjies wat in ons brein gevorm word. Ja. Ek is nie 'n dokter nie. Ek kyk binnelanders, maar dit maak my nie 'n dokter nie. Maar hier is die ding net van dit, daai paadjies word so gevorm, het raak so naderhand so deel van wie ons is, om dit te breek, is verskriklik moeilik. Sure. En dis hoekom mense so sukkel om van 'n slegte gewoonte ontslae te raak nie. Ja. My ouma, sy was 'n strawwe roker gewees net, en sy het so lank probeer op te hou rook, en sy kon nie ophou rook nie, tot die dag dat sy dood gegaan het. Sy het aan longkanker dood gegaan. Ja. En ons dag gekend, sit sy in die badkamer met 'n suurstoftankie aan, sit sy met haar sigaret. Hy gaan ons opblaas. Maar dit was so, en dit was so deel gewees, daai slegte gewoon, dat 'n deel van haar was net. En dis hoekom vir mense so moeilik is om weg te stap daarvan. Dit word so deel van jou persoonlikheid, want daai paadjie, en jou brein is daar net. So, hoe raak jy ontslaaf van dit, Rias? Jy moet 'n ander padkaart kry, jy moet 'n ander paadjie maak, jy moet 'n ander besluit maak. Ja, en die Romeine 12 sê dit baie mooi, dan moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie, maar vernuwe jou denke elke dag. Ja. Soos the constant renewal of your mind, en dis die konstantheid van dit. Dit is die enigste manier hoe jy jou paadjie gaan afbreek en in die bene bou, is elke dag konstant iets in daai plek sit van wat jy mee besig was om dit te herdefinieer. Ja. En net Jesus kan jou help met dit. Net die Here se wil en sy liefde en genade kan jou red van dit, en dan is dit wat jy moet gaan, na jy daai besef gekom het en aanhoudend jou gedagtes vernuwe, vir jouself positiewe goed inspreek, positiewe gewoontes inleer. Nie, ek kan nie, of ek moenie dit, of ek moenie dit, is dat ek kan dit, ek kan gesond leef, ek kan met liefde mense hanteer, ek kan met genade mense hanteer, ek kan. Ja. As jy vir my vra, terwyl ons besig is om af te sluit, as jy vir my vra, op my jeugdige ouderdom van 22, wat is die 2-3 belangrikste goeders wat ek in my lewe geleer het, en as ek kan teruggaan, na toe ek 22 toe was, wat is die een ding wat ek wens, ek daai tyd geweet en geleer het, dan sal dit hierdie ding wees, dat dissiplines, vorm jou, maak 'n deel van jou lewe. Geestelike dissiplines na jou liggaam, te kyk, dissiplines in jou verhoudings, goeie gewoontes word gevorm deur dissiplines, en dissiplines vat 'n besluit wat ek en jy moet maak, om nee te sê vir die verkeerde goeders, en ja te sê vir die regte goeders. So, as daar iemand is wat kyk vandag, wat sukkel om van die slegte gewoontes ontslae te raak, dit gaan nie gebeur omdat jy so voel nie. Jy gaan iewers moet jy sê, Heilige Gees, ek het jy nodig, help my, ek wil anders te besluit, ek wil anders te lewe, en dan gaan jy die besluit moet maak, om vandag 'n ander storie te skryf oor jou lewe, 'n ander paadjie te vorm in jou lewe, want as jy daai goeders bly in jou lewe toelaat, is jy uiteinde van jou pad, 'n pad van verwoesting. Die Bybel sê dat die loon van sonde is die dood. Ja. Kom ons kies lewe, kom ons kies ander gewoontes, en kom ons sing die lied van die Here. Ja, soos ons die reeks begin het, die lied van Moses, wat vir mense wys. Dit is waar jy daarvan afkom, en dis waartoe jy op pad is. So, mag ons dit onthou, daai dissipline toepas. En Gerrie, mag jy ook dan so net daai roomys neersit elke keer en nee sê, en sê, ek sal nie die roomys eet nie. Ek sal dan my glasie melk elke aand neersit. Mooi dag vir jou, Rias. Okay.